Vandag wil ek bietjie gesels oor die naam Immanuel. Nou die eerste keer wat ons in die Bybel lees van die woord Immanuel wat beteken God met ons, is in Jesaja 7, vers 14. Daar staan: 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Net so 'n bietjie iets oor die agtergrond van hoekom het Jesaja dit nou spesifiek gesê. In daardie tyd wat Jesaja gelewe het, dis 700 jaar voor Jesus se geboorte, was daar twee konings wat besluit het hulle wil vir Jerusalem aanval. En die koning van die dae wat op daai stadium in Jerusalem was koning Agas. En hy en die mense, die volk het baie bang geword. Daar staan, hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. So hulle was regtig bang geweest. En toe stuur die Here vir Jesaja en hy sê vir Jesaja, gaan sê vir koning Agas twee goed. Die eerste een wat hy moes sê is, daar staan, hy moet vir hom sê, bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Here sê, ek is in beheer, moenie bang wees nie. En dan sê die tweede ding wat Jesaja vir hom moes sê, is, hy vir hom sê, die Here sê, jy moet 'n teken vra, dat hy by jou is, en jy moet dat jy kan weet, dat jy kan ontspan. God is by jou, dat jy kan kalm bly. Maar Agas sê toe nee, hy gaan nie vir die Here 'n teken vra nie, hy wil nie so arrogant wees nie. En dit nadat die Here vir homself gesê het, hy moet 'n teken vra. En dan sê die Here deur Jesaja, maar omdat jy dan nou nie vra, gaan ek self vir jou 'n teken gee. En ek gaan weer hierdie teksvers lees. Daar staan, die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Ek weet nie hoeveel het dit vir Agas en die volk op daai stadium beteken om te hoor, daar gaan eendag 'n Immanuel God gebore word nie, maar vir ons kan dit baie beteken om te weet dat Jesus is klaar gebore. Hy is by ons. Ons kan bedaar, ons kan kalm bly, ons hoef nie bang te wees nie, want Jesus is reeds gebore. Immanuel God met ons beteken dat ons in daai alleen oomblikke nie alleen is nie. Dat wanneer iemand alleen is in die hospitaal, is hy nie alleen nie, want God is met hom. Wanneer ons alleen in 'n eksamenlokaal is ons nie alleen nie. Wanneer 'n mamma met 'n babietjie alleen is in die nag en nie meer weet hoe vorentoe nie, of iemand met 'n siek kind, dan kan ons weet, God is met ons. Ek wil graag vir jou 'n gebed lees van Sint Patrick, baie bekende geestelike in die vorige eeue. Net om ons te herinner dat God Immanuel by ons is. As ons daarna luister, ons net weer vir onsself sê, maar ek hoef nie bang te wees, ek kan bedaar, God is met my. Hy het gesê, Christus is met my. Christus is voor my. Christus agter my. Christus in my binneste. Christus onder my. Christus oor my. Christus aan my regterkant. Christus aan my linkerkant. Christus as ek slaap. Christus as ek sit. Christus as ek opstaan. Christus in die breedte, Christus in die lengte, Christus in die hoogte. Christus in die hart van elke mens wat aan my dink. Christus in die mond van elke man wat oor my praat. Christus in die oë van almal wat my sien. Christus in die ore van almal wat na my luister. Is dit nie mooi nie? En so kan ons aangaan en ons kan nog goeders byvoeg. Maar mag ons lewe met die wete, Christus is by my, ook in hierdie vakansietyd. Mag ons Christusfees vier met die wete, Jesus is Immanuel. Mag jy 'n geseënde week hê. Volgende week is ons laaste lewenssaadjie vir die jaar.